Goeiedag en baie welkom by nog 'n opname van hierdie week se Bybelstudie. En ons is besig in ons reeks met Markus. Ons kyk vandag na Markus 4 en ek gaan daarso vir ons lees. Ek lees vir ons uit die 2020 vertaling van Markus 4 vers 1 tot vers 20. Hy het weer begin om hulle langs die see te onderrig. Daar het toe so 'n groot skare om hom saamgedrom dat hy op die see in 'n boot gaan sit het. En die hele skare was op die strand langs die see. Hy het hulle dikwels deur gelykenisse geleer en deur sy lering vir hulle gesê: "Luister julle, kyk, 'n saaiër het uitgegaan om te saai. Tydens die saaiery het 'n deel van die saad langs die pad geval en voëls het dit gekom en dit opgepik. En 'n ander deel het op 'n rotsagtige plek geval waar daar nie baie grond was nie, en dit het dadelik opgekom, omdat die grond nie diep was nie. Maar toe die son opkom, is dit verskroei. Omdat dit nie wortel geskiet het nie, het dit verdroog. 'n Ander deel het tussen die dorings geval en die dorings het opgekom en dit verstik en dit het nie vrug voortgebring nie. En nog ander saad het op goeie grond geval en dit het opgekom, gegroei en 'n opbrengs gelewer. Een 30, 'n ander 60 en nog 'n ander 100voudig. Toe het hy gesê: "Laat die wat ore het om te hoor, luister." Toe hy alleen was, het die omstanders saam met die 12 hom uitgevra oor die gelykenisse. En hy het vir hulle gesê: "Aan julle is die geheimenis van die koninkryk van God bekend gemaak, maar vir hulle daar buite word alles in gelykenisse gegee, sodat hulle sal sien en tog nie sien nie, en hoor en tog nie verstaan nie, en hulle nie terugdraai en vergewe word nie." En hy sê vir hulle: "Begryp julle nie hierdie gelykenis nie? Hoe sal julle dan al die gelykenisse verstaan? Die saaiër saai die woord. Die saad langs die pad is die mense by wie die woord gesaai word, sodat sodra hulle dit hoor, kom die Satan dadelik en neem die woord weg wat in hulle gesaai is. En die saad wat op die rotsagtige plekke gesaai is die mense wat die woord dadelik met blydskap aanneem wanneer hulle dit hoor. Maar hulle het nie wortel geskiet nie en dit hou net 'n rukkie. As verdrukking of vervolging vanweë die woord plaasvind, struikel hulle dadelik. En ander weer is die saad wat tussen die dorings gesaai is. Hulle is diegene wat die woord hoor, maar die bekommernisse van hierdie wêreld, die verleiding van die rykdom en die begeertes na allerlei dinge dring in en verstik die woord, en dit bly sonder vrug. Maar die saad wat op die goeie grond gesaai is daardie mense wat die woord hoor, dit aanneem en vrug dra. Een 30, 'n ander 60 en nog 'n ander 100voudig. Ons lees tot daarso. So ons kyk nou na hierdie gedeeltes en Markus 4 vers 1 tot 20 is een van Jesus se bekendste gelykenisse. Dit dien ook as 'n sleutel tot die verstaan van sy ander gelykenisse. In hierdie gedeelte skets Jesus 4 soorte grond as metafore vir hoe die woord van God binne mense dan ontvang word. En hierdie Bybelstudie gaan ons dan kyk na 'n samevatting tussen die sosio-historiese konteks. Ons gaan 'n bietjie kyk na teologiese en literêre insigte en dit gaan ons ook help om ons geloofsvrae te kan verdiep. So, kom ons kyk 'n bietjie na van die sosio-historiese agtergrond hierso. Jesus se oorspronklike gehoor was hoofsaaklik arm mense wat in Galilea geboer het en wat onder swaar belasting van Rome was. Onder Herodes in die tempel ook dan gestaan het. En grondverlies was algemeen gewees vir hierdie mense. Hulle het 'n baie afhanklikheid gehad, veral as huurarbeiders. En soos in ons tyd het strukture van mag en van 'n voortrek van mense en mense wat mag gehad het, daai ouens sou dan voorkeur gekry het en dit het hierdie mense se lewens en hulle geloof dan ook beïnvloed. En juis teen so 'n wêreld kom Jesus dan en hy kom sê maar God se koninkryk werk anders. Hoe werk ons in God se koninkryk? So ons sien hoe die boerdery praktyk in Palestina behels het dat saad eers gesaai word en dan ingeploeg is. Daarom val die saad op verskillende tipes grond hierso, op paaie, op vlak rotsgrond en op dorings en op goeie grond. So na die reenseisoen sou hulle dan nou gekom het en
hierdie ingeploeg het, of na reën sou hulle gesaai het en dan dit eers ingeploeg het. So hierdie help ons dan om eerlik te kyk na die verskillende grondtoestande wat om ons leef, of maniere hoe mense dan die woord van God ontvang. As ons kyk na literêre of na narratiewe insigte, bestaan hierdie teks uit 3 dele. Aan die een kant, van vers 1 tot 9, sien ons die gelykenis. Dan gee Jesus 'n verduideliking van waarom en hoe hy in gelykenisse praat in vers 10 tot 12. En dan derdens die uitleg van die gelykenis aan sy disippels in vers 13 tot 20. Markus teken hiermee 'n spanning tussen die skare wat hoor maar nie verstaan nie en die insiders wat naderkom en verduideliking vra. Maar iets wat ons ook moet raak sien is juis van hoe Markus die disippels gebruik in Markus se evangelie, dat hulle baie keer ook vra het. En dit is eintlik 'n mooi tegniek wat hy gebruik, juis om uit te lig vir mense wat vra het, mense wat veronderstel is om te kan verstaan, maar dan nie verstaan nie. So eintlik gebruik hy dit dalk seker vir die gemeente in Rome, om te sê, maar julle moet eintlik hierdie goed verstaan, maar julle doen nie, en dan is dit hoe dit hierso oorkom. Sleutelwoord hierso is hoor. Markus gebruik dit herhaaldelik om ons uit te nooi tot 'n aktiewe luisterhouding, een waarin ons insig soek, nie net inligting nie. En in 'n wêreld soos ons in, wat daar baie geraas is, wat daar baie data is wat ons inneem, wat daar baie werkstres is en baie prestasiedruk, vra dit van ons 'n ander ritme en ingesteldheid, juis ook wanneer ons na hierdie hoor. So kom ons kyk na die teologiese beskouing van hierdie gedeelte. Die saad is God se woord, dis lewend en is goed, maar nie elke hart is hiervoor gereed nie. Die fokus verskuif dus nie na die saaier of die saad nie, maar na die grond, die toestand van mense se harte of gemeenskappe waarin die woord dan land. Hierdie gelykenis nooi ons binne ons gemeente dan uit om te vra, help ons dan ons geloofsgemeenskap om hierdie grond te kan voorberei. Hoe help ons die mense om ons, die mense met wie ons te doen kry, om goeie grond te kan wees? Skep ons ruimte waar mense weet hulle is nie alleen nie, en dat hulle dan behoort, en dat daar rus is teenoor Rome se ritme, of teenoor die ritme van prestasie, of die ritme van noise of data waarmee ons gebombardeer word. Ons gemeente het 'n sterk tradisie van teksuitleg, om ons geloof tasbaar en doenbaar te maak, en dan diens aan die wêreld te gee. En dan laat hierdie gelykenis ons nogal besef dat dit nie net gaan oor wat ons hoor nie, maar oor wat daarmee gebeur, wat is die dade wat hier uitkom, hoe maak ons met hierdie woord wat ons ontvang, en hoe val dit in ons gesindhede of in ons gemeenskap. As 'n mens bietjie kyk na 'n vraag waarna mens kan kyk, kan jy jouself dalk afvra, maar wat se grond verteenwoordig ek tans? Of wat se elemente van grond is daar in my lewe? Is daar dalk dele wat hard is in my, wat ek nodig het om te beskerm? As ons kyk na hierdie gedeelte wat die uitleg wat Jesus ook hierso gee, ek wil net gou daarby uitkom. En ander weer is die saad wat tussen dorings gesaai is. Hulle is diegene wat die woord hoor, maar die bekommernisse van hierdie wêreld, die verleiding van rykdom en die begeertes na allerlei dinge dring in en verstik hulle. Ons kan partykeer so gedryf word deur die goed om ons, wat ons draai dat ons ook nie kans gee vir hierdie woord om binne ons te kan posvat nie. So wat maak hierdie woord aan ons en waarna toe lei dit ons? Is daar praktyke waarin ons deelneem wat ons kan help om hierdie grond goed te maak? Dalk soos die gebedsbegeleiding podcast te luister, of tyd in die natuur te spandeer, of 'n erediens te kom, of iets te maak vir my geloofspraktyk. Mens kan vra, wat sou die oorspronklike mense gehoor het? Hulle sou geweet het van saad wat verlore gaan,
En juis as hulle dan hoor in terme van hierdie saad wat gesaai word en net 'n kwart kom op, is dit 'n katastrofe want dit is geld, dit is dit wat hulle belê het hierin en daar's nie genoeg nie. So wat maak ons hiermee? Maar aan die ander kant dan hierdie gedeelte wat ook dan sê van hoe veelvoudig dit is dra 30 en 60 en 100voudig. Dit is dis amper dis te goed om waar te wees. Hierdie 100voudig of 60voudig is 'n groot oes. Dit wat gelewer word. So binne die goeie grond, hoe dit wel dan posvat en wat kan gebeur binne mense as hulle moeite maak om hierdie woord dan te ontvang. So iets daarvan. Ek het vroeër gesê die goed wat hierdie grond kan moeilik maak is goed soos werkstres of ekonomiese druk, prestasiekultuur. Mense is so besig dink ek om jou eie lewe aan die gang te probeer hou en daar's soveel goed van buite af en soveel goed wat ek by die huis gedoen moet kry dat dit net ook versmorend kan wees. So like die pad, die rots en die dorings in ons konteks. Dit kan wees mense wat na trauma of na teleurstelling emosioneel toemaak, dat hulle net na binne toe keer. Die rots kan wees 'n vinnige entoesiasme wat 'n mens het as jy net tot geloof gekom het en skielik weet jy alles van God af en ook half eintlik maar nie besef jy die behoefte om te luister na ouer mense en te luister na wat ander mense sê oor God nie. En dan die dorings, soos ek gesê het, mense wat ingesluk word deur werksdruk of deur sukses of deur sosiale druk. Goeie grond beteken nie om nie perfek te wees nie. Dit beteken ek is beskikbaar vir God. Dit beteken ek is oop om God se woord te kan ontvang. Dit kan wees dat ek die grond binne my voorberei, dat ek dit bewerk en nat maak. En dit is 'n proses en dat ek ook oop is vir God se genade binne hierdie proses. Om oopgemaak te word beteken dat ek dikwels deur pyn moet gaan of dat ek deur stilte moet gaan, dat ek sal toelaat dat ander mense my beïnvloed. Hoe kan ons mekaar help om goeie grond te wees? Ek dink ons kan veral ons digitale media deel of goeie bronne deel. Daar's wonderlike Bybelstudiemateriaal wat Kobus en Anin geskryf het wat ook beskikbaar is. Julle kan gerus kyk, daar's 'n Markus boek ook. So kom 'n bietjie by Anin Mullins daaroor uit. Julle kan dit gerus hoor en dalk van hierdie materiaal deel of dalk van die preke deel met vriende. As mense vra wat vra hierdie gelykenis vir ons as 'n gemeente vir NG Weerda Park, dink ek is dit om aan te hou saai. Aan die een kant om oop te maak dat ek goeie grond sal wees en sorg dat die grond waarin ek is ook goeie grond is, maar dat ek ook sal aktief deelneem om grond mooi te maak vir ander mense, dat ek as gelowige nie God vir ander mense sal verbloem nie, maar juis eintlik mense innooi, vir mense wys hoe liefdevol God is, hoe daar hoop is, dat ek die hoop sal leef. So, laat weet ons gerus in die comments wat het vir jou uitgestaan in hierdie gedeelte en ek hoop dit is vir jou 'n besonderse week verder. Totsiens.